Goeiedag, baie welkom by Sielskool. So groot voorreg om elkeen van julle hier te hê. Hierdie is werklik ware maand waar ons nader aan die Here gegroei het en werklik waar as gemeente nader aan mekaar gegroei het. Ek kan werklik waar sien na die konferensie en deur die konferensie hoe die mense net nader aan mekaar gegroei het en werklik die Here geervaar het. So na ek pastoor Stof se video gekyk het, het daar 'n vraag by my opgekom. Jesus praat van ons moet soos kinders wees en dan praat Paulus van ons moet geestelik volwasse wees. So dit het dadelik iets in my wakker gemaak van 'n vraag van hoekom is daar twee verskillende stellings en wat beteken dit vir ons? So ek gaan vlugtig vir ons twee skrifte lees wat vir ons sê Jesus sê vir ons word soos kinders. So Matteus 18 vers 3. Voorwaar ek sê vir julle, as julle nie bekeer en soos kinders word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. So waarna verwys Jesus? Hy verwys na kinderlike eienskappe, nederigheid, afhanklikheid, vertroue, reinheid en 'n hart van ontvanklikheid. Kinders is altyd so opreg en vroom en eerlik. Dit is werklik waarna ons moet kyk. So nou kyk ons na wat Paulus vir ons sê in Efesiërs 4 vers 13 tot en met 14. Totdat ons almal kom tot 'n eenheid in die geloof en die kennis van die Seun van God tot 'n volwasse man, tot die mate van 'n volle grootte van Christus, dan sal ons nie meer kinders wees nie. En dan ook in 1 Korintiërs 13 vers 11 sê hy vir ons, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, oorweeg soos 'n kind. Toe ek 'n man geword het, het ek die dinge van 'n kind afgelê. So waarna verwys Paulus? Hy verwys na geestelike groei, volwassenheid. Ons moet begrip in ons karakter hê. So hoe maak ons 'n konnektasie tussen hierdie 2 en 3 skrifte wat Jesus gesê het en wat Paulus gesê het? So Jesus verwys nie na kinderagtigheid nie, maar na die kinderlikheid, die reinheid daarvan. En dan wat Paulus weer eens doen, hy waarsku nie teen kinders nie, maar hy waarsku teen onvolwassenheid. So dit is 'n balans wat ons na moet kyk. So wat ons daaruit moet neem is, ons moet kinderlik in ons vertroue wees, maar volwasse in ons insig. Dit is baie spesiaal en dit is werklik waar, dit is nie daar om ons deur mekaar te maak nie. Daar is 2 maniere om na dit te kyk. Ons moet werklik 'n vergewensgesindheid hê soos 'n kind. Ek sien dit al hoe meer in die opregtheid as ek na my seuns kyk. Hulle het werklik waar opregte harte. Hulle is onskuldig, hulle is liefdevol en hulle hou ook nie goed teen mense nie wat mooi is. Dit is waarna ons moet strewe. Ons moet strewe om 'n rein hart te hê soos 'n kind, maar ook volwasse en standvastig te wees in ons geloof in Christus. So ek wil daai boodskap graag net met julle los. En ek is baie trots op elke gemeentelid wat ons het en die mense wat saam die konferensie, ek weet daar was mense op die lang naweek uit. Ons verstaan 100%. Ons het ook ons rus nodig. Ons is ook moeg. Dis al 'n lang jaar sover. So, maar ja, ons het mense wat ons ondersteun op die kanaal en ons is werklik waar net dankbaar vir elkeen van julle. En ek kan werklik net die groei sien wat die Here 'n Nuwe Hoop Herlewingsentrum moontlik gemaak het. So ek wil julle bemoedig met hierdie woord. Staan sterk in jou geloof. Vind daai kinderlike liefde en loyaliteit met ander en wees werklik net daai lig van Christus. En so ook moenie jouself beperk met jou groei met die Here nie. Raak volwasse in die Here. Ons kan dit ook as 'n proses kyk, as hulle sê maar melk vat, soos 'n proses waar jy dit ontskep en dit ontwikkel in 'n kaas, sê maar. Dit is heerlik, dit is lekker, kaas is lekker. So ons kan daai praktiese element kyk, dat ons eienskappe in die Here moet op 'n volwasse punt bereik. So ja, ek wil
net vlugtig daai gedagte met julle gelos het, en ons sê net dankie vir elkeen. Dankie vir elkeen wat ons ondersteun, wat die gemeente ondersteun. Ons het werklik waar goeie mense in die gemeente, en ons is dankbaar vir ieder en elk. En ons sê net dankie vir julle, en vat hierdie woorde saam met jou, om altyd net te strewe na 'n hart wat die Here inspireer, wat die Here moontlik maak. En hou hierdie skrifte by julle. Het die hart van 'n kind, maar ook die insig van 'n volwasse in Christus.